Goeiedag almal. Ons het so gewoond geraak in die wêreld waarin ons leef om onsself te laat geld en self te handhaaf. Ons het al so geleer om onsself te verdedig dat ons eintlik amper meer aanval. Ons val eerder aan voordat ons nodig het om te verdedig. Ons het hard geword. Ons het geleer om gapings te vat. Ons het geleer om ander se swakhede uit te buit ter wille van ons eie voordeel, ter wille van oorlewing. Die Here leer ons deur Petrus dat ons nie so moet lewe nie. Hy leer ons deur ons Here Jesus ook dat ons nie so moet lewe nie. Petrus in sy brief, sy eerste brief, beamoed dit wat ons Here Jesus sê en wat hy ons leer. In 1 Petrus 2 vers 8 tot by vers 12 sê Petrus, dan vat hy saam hoe ons lewe moet lyk omdat ons in Christus glo. Hy sê ten slotte, wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Daar staan geskrywe, en dan haal hy aan uit Psalm 34, as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die opregtes en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Los die geveg vir die Here. Vertrou op hom. Gehoorsaam hom. Leef dit wat hy in ons werk, sy liefde, sy genade, sy verlossing, sy vergifnis, sy eenwees met hom. En al die rykdomme wat dit bring, leef dit in die wêreld, al word jy te nagekom. Al is daar mense wat onregverdig teenoor jou optree. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Moenie terugbeledig nie. Antwoord met 'n seënwens. Dink voor jy praat. Hou jou tong weg van kwaad praat. Moenie leuns vertel nie. Nee, wees eensgesind met jou medegelowiges, met almal om jou as dit kan. Wees medelydend, deel in ander se swaar kry. Wees liefdevol, wees goedhartig, wees nederig. Wees in alles dit wat ons Here Jesus ons geleer het en wat hy ons kom wys het. Weerspieël so jou eenheid met hom wat ons koning en ons verlosser is. Daarin word jy nie net geseën nie, maar daarin vind jy diepte, jy vind vervulling, jy vind 'n lewe wat sin maak, al kry jy swaar, omdat dit in jou hart leef. En vier elke dag die klein oorwinningkies, elke dag wanneer jy dit nog meer reg kry, om hierdie beeld van ons Here Jesus uit te dra. Vier dit. Dank die Here daarvoor. Vind daarin nuwe moed en oortuiging en motivering en inspirasie en nou aanloop op hierdie pad. Dis nie net wat die Here van ons vra nie, dis wat hy vir ons moontlik maak. Dit is waarin hy ons seën elke dag. Hemelse Vader, ons het baie keer hard geword vir hierdie wêreld en hierdie lewe. En baie keer doen ons dit nie net teenoor buitestanders nie, ons doen dit ook in ons binnekringe, in ons huwelike, teenoor ons gesinne, ons kinders, ons families, ons medegelowiges. Ons het so afgestomp geraak dat ons baie keer nie eens raak sien dat ons heeltyd op die verdediging is, heeltyd besig is om onsself te regverdig, heeltyd eintlik in 'n gevegsmodus is. Heeltyd gereed staan om terug te slaan of sommer eerste te slaan. Dankie Here dat U ons 'n sagtheid leer. Dat U ons leer van U seun wat nederig soos 'n lam ter slagting gekom het. Dankie vir U seun wat ons geleer het om die ander wang ook te draai. Om die tweede myl ook saam te loop met die swaar pak wat op ons rug gelaai word. Om die onderkleed ook te gee, om te vergewe, om te seën, om te help, om medelee te hê, om die kwaad met die goeie te oorwin. Help ons, Here, dat ons ook die liefde wat U ons leer, die liefde wat U is, sal leef
Want waar liefde is daar geen vrees nie. Liefde maak deure oop, liefde maak harte oop. Leer ons dat dit die geheim is, en leer ons om hierdie liefde so te leef, dat almal dit by ons kan sien, en kan aanvoel, dat dit aangenaam is, dat ons die wêreld 'n beter plek maak, en mense so aanlok, om saam met ons voor u neer te val, om u te dien en te aanbid, en om hierdie liefde meer en meer saam met mekaar, saam met u te kan beleef. Dankie vir u goedheid en u genade, wat ons nie verdien nie, vir u liefde wat nooit ophou nie. So bid ons met dank, met lof en eer, in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Mag dit 'n heerlike week verder wees, mag dit 'n heerlike feesgety wees wat vir almal voorlê, en mag dit so wees dat wanneer ons mekaar weer sien op hierdie manier, met hierdie co-video's, in 'n nuwe jaar, dat ons almal met nuwe moed, en met nuwe krag, nuwe motivering, die nuwe jaar 2022 kan aanpak. Mooi loop, en mag die Here elkeen ryklik seën.